Daar sê, hier is ons weer met steeds delf steeds dieper. Ons is aan die krap hierdie kant hoor. aan die delf. En natuurlik my gas Elizabeth Jordan. Elizabeth wat met ons gesels oor die wonderbare nalatenskap van Andrew Murray. Elizabeth, baie welkom terug. En wat is dit waarna ons vandag kyk? Goeiemôre Estie. Ons gaan vandag voort om te kyk na Andrew Murray se invloed in die sendingwêreld. Wat wyer strek as net Suid-Afrika. En verlede week het ons gepraat oor daai geweldige deurbraak wat hulle gekry het in Malawi. Ja. Toe Andrew Murray se neef, sy klein neef, sy broer Charles, sy seun Andrew Charles Murray, as 'n predikant gestudeer het en toe besluit het hy wil nie 'n predikant wees nie, hy wil 'n sendeling wees. Toe het hy vir 'n paar maande in Engeland opleiding gaan kry in mediese werk. En in 1888 trek hy toe nou Malawi toe. En 'n jaar later sluit 'n ander persoon by hom aan en die werk vermeerder so en die Here seën dit so dat hulle na 'n paar jaar skryf moet asseblief net nie bid vir oop deure nie, want dis te veel oop deure en ons is in die verleentheid, ons kan nie al die werk doen wat daar te doen is nie. Wow. Maar wat gebeur het is Andrew Murray se lewe is nie net hier gefokus nie. Hy het 'n wye fokus. So terwyl hy die sendingwerk ondersteun, gaan dan nou in sy eie lewe ook steeds goed aan. Soos byvoorbeeld 1885 sterf sy seun, sy een seun, House in Rutherford Murray, en is 'n moeilike tyd vir hom en sy vrou Emma natuurlik. Maar in die midde van hierdie goed is Andrew Murray se fokus daar op Jesus, op waar daar 'n deurbraak moet wees. En dan is hulle besig met evangelisasietoere deur Suid-Afrika. In 1986 doen hulle die derdelike evangelisasietoer na die suidelike distrikte van die land toe en Andrew Murray word as moderator gekies vir die 4de keer. En daar saam met ander mense, ander predikante stig hulle die predikante sendingvereniging waar die predikante elkeen 'n sekere som geld beloof om te gee uit hulle eie salarisse uit om sendelinge te ondersteun. En saam werk hulle nou en stuur al hierdie mense ook en ook enkel vroue in Afrika in, want natuurlik die mans kan nie alleen die werk doen nie, daar moet vroue wees wat die vroue bediening doen en ook met kinders werk. In 1888 nou met die groot deurbraak het hulle 'n 4de evangelisasietoer na Natal, Transvaal en die Oranje Vrystaat. So hulle toere is ongeveer 3 maande lank. En dan Met ons was seker. Ja, met perdekarre. Ja. En dan woon hulle nou maar by die mense op die plase of in die dorpe wat hulle gaan, maar die evangelisasie is gewoonlik 'n week. So hulle vooraf vra hulle die gemeentes moet voorberei en dan kom hulle vir 'n week wat hulle aan mekaar preek. So hy en nog van die ander 1 of 2 ander predikante. En dan in 1989 sterf sy ma, Maria Stegman Murray. En dit is vir Andrew Murray ook 'n baie moeilike saak. Ons het gepraat lank terug in die verlede. Ekskuus, toe sy dood is? Nee, ek weet ongelukkig nie. Ja, ek sal dit kan gaan opkyk. Maar wat gebeur het toe hy in Engeland was vir een of ander ding wat hy daar moes gehad het, toe sy pa moes oorlede. En toe skryf hy vir sy ma, ons gaan nie treur hieroor nie. Hy het 'n vol lewe gehad, maar behalwe dit, ons sien hom aan die ander kant en ek kan nie dink die heerlikheid wat hy ingestap het in die aanbidding van Jesus. En hier sterf sy ma en is dieselfde ding wat hy dink. Sy stap in die heerlikheid van Jesus in en sien dit. So, en natuurlik wat ons het gepraat verlede week ook, dat Andrew Murray, terwyl hy siek was in Engeland, ontmoet hy 'n spesifieke ou met die naam van Spencer Walton. En hy voel hy het 'n roeping na Suid-Afrika toe, en hy is nog besig om voor te berei daar in Engeland, en hy kom toe Suid-Afrika toe, en hy ontmoet en Andrew Murray, hulle reël vir hom 'n reeks preke wat hy kan preek in Kaapstad, en later in die res van Suid-Afrika, maar saam
stig hulle die Cape General Mission. Dis nou 'n Engelse sending wat begin uitreik in Kaapstad. Onthou, Suid-Afrika is nog steeds 'n Engelse kolonie. So dit word nog steeds beheer deur Brittanje. Dis eers na die Anglo-Boereoorlog wat dinge drasties verander het. So tydens hierdie man se betrokkenheid in die Kaap, begin hulle sendelinge uitstuur Malawi, in Zimbabwe en ander plekke in Afrika, en die vrouens wat hulle organiseer 'n Engelse vroue sending, the Women's Mission Organisation, met Andrew Murray se vrou Emma as die president van hierdie beweging. So jy kan sien Andrew Murray se aandag op Suid-Afrika is baie wyd. Evangelisasie om die mense te bereik wat nog nie van Jesus gehoor het nie, en dan ook om die mense wat wel al van Jesus gehoor het, toe te rus en te help om geestelik te groei. En veral wat hulle doen is hulle hou predikante konferensies in streke, sodat hulle predikante saamvat, en die predikante is natuurlik met hulle eie gemeentes bedien. So Andrew Murray weet dat jy moet die predikante beïnvloed, sodat daar iets kan gebeur in die ver afstreke in Suid-Afrika. En onthou, daar was nie 'n goeie posdiens nie. Daar was nie, ek bestel gou 'n paar boeke vir my op Amazon of ernstig nie. As iemand boeke inbring in die land, dis nie groot massas boeke nie, daar is nie 'n drukkery in Suid-Afrika nie. So daar's allerlei dinge wat jy moet weet van die literêre agterstand wat daar is as jy in 'n nuwe land inkom en jy vestig nou in so 'n land. So ekskuus ek jou die rede van, maar dit was eintlik 'n geval van as iemand nie gegaan het en gaan vertel het nie, want daar was ook 'n YouTube of Daar was ook geen telefone nie. Natuurlik, ja. Ja. Dit was net direk kontak. Ja, en briewe. Wow. Jy kon briewe stuur, maar dit vat nou, ry nou op 'n perdekarretjie met pos wat nou daar deur ver afgelewer moet word, en dis nie so eenvoudig en maklik om dit te doen nie. Ja. So vir hierdie sending kom daar werkers van Engeland af ook en van Europa om in Engels te kom bedien in Suid-Afrika, want hulle lei nou nog nie in Suid-Afrika Engelse predikante of sendelinge op nie. Dis alles net in Hollands wat daar gebeur in Wellington, en dan die Christen onderwysers wat hulle oplei, maar alles in Hollands, want dis die kerk wat dit begin het. Die NG Kerk het dit alles begin, so hulle taalmedium is Hollands. En hulle gaan nie in Engels praat nie, alhoewel daar baie Engels in die skole moes gepraat word, want dis 'n Engelse kolonie. Die Kaap was baie meer Engels as die binneland. Die binneland was glad nie Engels nie. Ja. En natuurlik was Natal nou ook weer Engels, so hulle wou sendelinge uitplaas na die Engelse gedeeltes van die land, en dan kyk of hulle nie ook die sendingwerk in Afrika kan versterk nie. So wat hulle doen is, hulle wil gelowiges aan 'n meer verhewe klimaat of maatstaf van Christelike lewe blootstel. Hulle wil werk doen onder die verwaarloosde en die laer klasse in groter dorpe, dis nou maar die Engelse mense, maar ook van die blankes, en dan wil hulle die ander nasies in Suid-Afrika en Afrika, swart stamme, bereik met die evangelie. En wat hulle gedoen het, is daar was 'n Holiness Convention, ons sal op 'n ander keer daaroor praat, in Keswick in Engeland, waar hulle begin, waar daar 'n groot holiness movement in die wêreld begin het, wat Andrew Murray na toe gegaan het en baie aangeraak is daardeur, en jy kan dit ook in sy boeke begin agterkom. Soos wat hy blootgestel word aan hierdie ding van om Christus gelykvormig te raak, skryf hy hieroor. En sy hele oogmerk met boeke is, dit wat hy leer, wil hy oordra aan sy gemeente en aan die Christene in Suid-Afrika. Stop net gou. Holiness, om Christus gelyk te word. Sê dit net weer in jou eie woorde oor, want ek dink ons moet dit snap en verstaan. Asseblief. Ja, as ons praat, kom ons praat in Afrikaans oor heiligmaking. Ja. Heiligmaking het twee aspekte. Ons is heilig gemaak
deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Afgesonder vir God. Met ander woorde, 'n bietjie, toe hy ons heilig gemaak het, sy bloed het alles weggewas, nê? Ja. En dit moet ons in die eerste plek glo en ontvang en ophou goor voel oor my verlede, nê? En skuldig voel oor goed, want as ek vergewe is, maar ek voel steeds skuldig dat ek nie vergifnis ontvang nie. Ja. Ja. Dan die tweede deel daarvan is ek moet nou in my hele lewenswandel heilig word. Oh, wow. So dis waaroor hulle praat, is die heilige leefstyl wat jy nou moet lei. So jy kom nou uit 'n goddelose leefstyl. Nou moet jy sekere gedragspatrone afleer en nuwe gedragspatrone aanleer. En jy gaan dit nêrens anders leer behalwe as jy dit leer by iemand in 'n kerk wat vir jou hiervan vertel en wat jy in die Bybel lees en dat jy sien maar dis die pad wat jy moet volg. Sure. So ons gaan praat oor Andrew Murray se betrokkenheid by hierdie beweging. Maar hulle het dit begin en deur hierdie Cape General Mission is die eerste holiness konferensies in Suid-Afrika aangebied, hoofsaaklik in Johannesburg en toe later in Natal ook. Omdat dit nou maar meestal Engels wat gepraat is. So die eerste uitreik vir van die mission was na mense van Europese afkoms, Engelse mense van Europese afkoms, en later het hulle besluit maar hulle konsentreer op soldate, die Engelse soldate in die land, op die matrose en op spoorwegwerkers. Sure. Dit was die groot onbereikte groepe in Suid-Afrika wat nie deur die Afrikaanse of die Hollandse kerke bereik is nie. Natuurlik is ouens wat beweeg en wat my aarde. So nou gaan ons verder. Nou onderneem Andrew Murray sy 6ste evangelisasie toer na Namakwaland in 1890. Hy raak nou al bietjie ouer en hy word vir die 5de keer as moderator gekies. Hoe oud is hy toe? Hier is hy omtrent so diep in sy 60, dink ek. Okay. Ja. In 1991, nou elke jaar doen hy 'n groot toer. En in 1991 begin hulle met 'n evangelisasie toer na die noordelike distrikte van die land en Andrew Murray help met die vestiging van die eerste werk in Swaziland onder die vaandel nou van die Cape General Mission. So hulle het nou 2 sending mens kan dit 'n ondernemingsorganisasies as jy dit so wil noem. Dit is die ene wat uit die NG Kerk funksioneer, wat Andrew Murray hulle gestig het as amper aparte ding van die kerk, en dan is dit nou hierdie Cape General Mission. Nou, Swaziland was 'n landstreek, ons weet mos nou wat aan Zululand grens in Natal. Die Swazis was verwant aan die Zulus, nie net met hulle kultuur nie, maar ook met hulle oorlogsigtige karakter wat hulle gehad het. Uit 'n sendingoogpunt was Swaziland 'n baie behoeftige land, want daar's niemand wat die Here ken nie. Sure. En die Wesleyaanse sending en die Berlynse sending het pogings aangewend om sendingstasies in Swaziland te vestig, maar hulle kon glad nie deurdring soontoe nie. En van die sendelinge is nog dood ook as gevolg van malaria. So in 1991 toe die Cape General Mission nou hulle oog op Swaziland sit, toe is daar een inboorling van Swaziland, 'n Wesleyaanse leraar, 'n Anglikaanse sending en 'n kaptein van die Heilsleer, Salvation Army. Dis al Christene in daai land. So op toe die Walton ou nou terugreis Engeland toe vroeg in 1888 al, toe hulle begin het, toe vat hy 'n kaart van Afrika, en hy druk sy vinger op Swaziland en hy sê met 'n sug in sy hart, Swaziland vir Christus. Sure. En hy ontmoet 'n meisie daar in Engeland, 'n mevrou Kathleen Dixon. En sy kom saam met hom terug Suid-Afrika toe om te kom help om die werk te vestig. Maar 6 maande later toe moet hy ongelukkig begrawe. Toe sy oorlede. Maar in Swaziland het sy geleer hoe bid 'n mens vir 'n land. En sy het 'n paar vriendinne in Engeland gehad wat saam met haar gebid het. En na haar dood het hierdie vriendinne besluit hulle gaan 'n som geld bymekaar maak.
En as nagedagtenis aan haar skenk hulle hierdie geld vir die Cape General Mission en sê, gaan plant 'n kerk in Swaziland. My aarde. So, dit was toe nou die eerste sendingstasie wat hulle daar gaan plant het, Bethany. Ja. Die eerste sendingstasie van die Cape General Mission. Vir hulle was dit soos 'n triomf, dat ons het 'n vasdraplek gekry. So, dit was natuurlik net die begin, ons gaan nou verder sien. Maar in 1892 het Andrew Murray besef, sy gemeente lei onder sy baie wegwees uit die gemeente. Hulle stuur hom natuurlik met graagte, want hulle is so deel van die visie wat hy het. So. En hulle beroep 'n tweede predikant, en sy naam is Dominee J.R. Albertyn. En voordat hy die beroep aanvaar, praat hy eers met Andrew Murray en sê hy vrees dat hy dalk nie in staat sal wees om saam met Andrew Murray te werk nie. Andrew Murray Het hy homself vlak gekyk of wat? Andrew Murray antwoord hom tipies op sy karakter. As jy nie met my kan saamwerk nie, dan sal ek maar saam met jou werk. Kosbaar. So Andrew Murray ontruim die pastorie. Hy koop sy eie huis, 'n ent Lara van die straat wat nog steeds daar is, Clairvaux, genoem na St. Bernard of Clairvaux, die mystiek daar in Europa, want Andrew Murray het nou in hierdie heiligmaking beweging al die boeke begin lees van hierdie ou Europese heiliges wat heiligmaking nagestreef het. En sy huis is vandag nog daar. Dis kosbaar as 'n mens in Wellington kom en jy stap af in daai hoofstraat waar Andrew Murray daar op sy stoel sit op die monument daar voor die kerk. Ja. Jy loop af in die hoofstraat, dan gaan jy op so 'n systraatjie en dan kom jy by die Sending Instituut wat hy Samuel genoem word. En dit is wonderlik om daar aan te gaan en te gaan kyk hoe hulle op die mure van daai huis geskryf het van die Here het hierdie seun Samuel vir ons gegee. Dis die naam van die Sending Instituut, die koshuis waar die jong manne gaan bly het. Ja. So net langs daai Samuel het Andrew Murray toe nou sy huis gebou en daar gaan woon en daar het hy die meeste van sy boeke begin skryf. Regtig. Ja, en daar's 'n heerlike stoep wat jy so uitkyk op die wingerde wat hy gesê het, as hy hier sit, dan sien hy die oes wat die Here vir hom gee. Ja. Elisabeth, kom ons maak eers musiek. En dan kan ons verder gesels. Is dit oukei met jou? Ons het hierso, ek het hier opgelys vir Jean-Ray van Skalkwyk en hy sing vir ons keer na keer. En dit laat my nou ook so dink, Andrew Murray het net keer na keer 'n antwoord gekry en 'n oplossing gekry en 'n nuwe koers gekry. So hy het ook die keer na keer ding uitgeleef, het hy nie. Kom ons luister dan na Jean-Ray van Skalkwyk. Daar sê hy, en jy luister steeds na Delf, steeds dieper. Ek is Estie Geldenhuys en saam in die ateljee Elisabeth Jordaan en ons gesels op die oomblik verder oor die verstommende lewe van een mens wat so 'n enorme invloed gehad het. En nie gehad het nie, hy het dit steeds. Ja. Deur die nalatenskap van sy boeke, né Elisabeth? Ja. Andrew Murray. En die feit dat jy weet, baie keer as mens mos nou 'n boek lees, okay, daar gebeur goed in Engeland, deur ver, ons is nie daar nie, maar hier het iets in Suid-Afrika gebeur, en ons kan Wellington toe ry en gaan sê, ek wil gaan kyk na die geskiedenis. En dan 'n klein toertjie doen. Ja. Kyk die kerk waar hy was, kyk gaan kyk na die Sending Instituut, gaan kyk na die Huguenot College wat opgerig is daar, praat met mense en sê, vertel my ietsie van die nalatenskap. Okay, dan dit is nou vandag meer gemoderniseerd. Dit is nie spesifiek presies dit wat hulle gedoen het nie. By die Sending Instituut is daar nou die spiritualiteitssentrum van die NG Kerk, waar jy wel 'n nag kan bespreek om daar te slaap. En dit fokus maar baie op stil wees en op die Here wag. En nou nie meer die visie van Andrew Murray van gebed en sending. Dit was sy twee groot uitvloeisels wat hy gehad het van daar af.
Maar as ons kyk nou terugkyk, ons is nou nog in sy lewe daai tyd. Hy was so produktief. Hy het vreeslik baie boeke geskryf en ons gaan praat oor sy boeke. Ja. Asseblief. In 1894 herorganiseer die Cape General Mission as die South African General Mission. 1894. Ja, 1894. Ja. En want hulle is nou net meer in Kaapstad nie. Nou begin hulle uitbrei na die res van Suid-Afrika toe. En terselfdertyd word Andrew Murray gekies as 'n moderator vir die 6de keer. Wat? Meneer die moderator. Genigtig. Net die dat hulle nou die South African General Mission is, begin hulle dadelik werksaamhede in die res van Suid-Afrika, in Zululand. Wag, stop 'n bietjie. Ek wil eers daaroor kom. Dat dat hy 6 keer in 'n ry gekies is as moderator. Ja, nie 6 keer in 'n ry nie. Maar 6 keer, hy was dit 6 keer. Eerste keer het as hy gekies en toe gebeur die hele hofsaak wat hy moet hanteer vir 2 jaar. En toe voel hulle dat hy te nou betrokke geraak het by hierdie saak. Hulle wil hom net effens een kant sit, dat hulle net weer kan hergroepeer as 'n kerk, want dit het 'n geweldige ding gedoen aan die kerk. Dit was net na 1860. Toe trek Andrew Murray uit Kaapstad uit en hy gaan woon in Wellington. En daar het hulle vir hom 'n grasie gegee. Ek dink vir 1 of 2 sessies, ek kan nie nou presies. En toe hy weer gekies is as 'n tweede termyn en derde. Toe gaan hy deur tot by sy 6de termyn. Dit sê vir jou dat die mense van sy tyd het die woord wat hy gebring het, die interpretasie wat hy gehad het, die gees wat hy in hom omgedra het, hulle het dit ontvang en hulle het dit vertrou, nê? Nee. Anders sou hulle hom nie gekies het nie. Een van ons vorige episodes het ons gepraat oor Andrew Murray se effek as 'n leier, as 'n voorsitter van 'n vergadering, sy uitsonderlike vermoë om 'n situasie te sien, die hele ding te verstaan, die hele strekking te verstaan en onmiddellik te sien hier's 'n gaping waar hier 'n oplossing kan kom. So dit was sy leierskap manier wat gemaak het dat hy soveel keer gekies is as 'n moderator. Dit veilig gevoel by hom as leier. Ja, en dat hy, wanneer daar iets gebeur het, dan het hy dit onmiddellik deurgevoer en dit vir die res van die land gegee. Ja. En ook omdat hy een van die predikante was wat die meeste blootstelling gehad het aan Europese konferensies en dinge wat in die kerk gebeur het in Europa en ook in Amerika. Wow. En dan het hy 'n innerlike dryfveer gehad om goed in die kerk te dryf. Vandag is dit asof gemeentes amper onafhanklik funksioneer. Elke gemeente doen sy eie ding. Maar Andrew Murray het gesê, ons plant die kerk in Suid-Afrika, dis wat ons besig is om te doen. En dis die werk wat ons moet doen, is om hierdie kerk op 'n goeie fondasie te plant. En hulle het hande gevat en soos bakstene met een sement ingesit. Ja. Wow. Kosbare man. Absoluut. En dan werk hy saam met ander kerkgenootskappe, soos die Engelse kerk, omdat hy natuurlik van Skotse afkoms is. Ja. Werk hy maklik saam met Engelse mense. Dis nie soos die res van die Afrika of die Hollandse mense wat nie kan Engels gepraat het nie wou nie. So hy's gemaklik met mense van verskillende stande, kan ek amper sê, of verskillende agtergronde. Ja. En hy het vriende in Duitsland, hy het vriende in Amerika, hy ken die hele Amerikaanse evangelisasiegroepe ken hy. So hy het baie blootstelling en elke keer as hy ergens gereis het, dan kom hy en hy ploeg dit terug. Dit is hoekom dit van hom 'n goeie leier gemaak het. Hy het versiendheid gehad. En hy kon dis wat 'n leier is, iemand wat sy mense vorentoe vat. Hy lei hulle na 'n nuwe plek toe en dis wat Andrew Murray gedoen het. Wow. Ja. Dis baie besonder. Baie. En mens moet dit nie miskyk nie. Ja. So ek kan nou praat oor die Cape General Mission wat nou uitbrei en Andrew Murray is nou op die raad daarvan. Hulle gaan nou in Natal in
in die Oos-Kaap wat baie Engels is. So hulle plant sendingstasies in Zululand, Tembuland en Pondoland en Bomwana, dis almal in Transkei, dis soos stamme wat daar gebly het. Hulle plant 'n sendingstasie onder die Indiërs in Natal, die Shangaan in Gazankulu, die Ananya van Malawi en die Wakonde in Noord-Rhodesia, dis Zambië. Begin hierdie South African General Mission sendeling uitstuur. Is vir my baie interessant hoe dat die Engelse sending byvoorbeeld in lande ingegaan het wat later so Zimbabwe en Zambië wat alles Engels praat op die oomblik in hulle land, die hooftaal is. Jy weet, en dan wanneer die Afrikaanse sendelinge ingegaan of die Hollandse sendelinge, dan het daai bevolking soos in Sudan en in Nigeria het hulle eie taal bly behou. Dit was maar net vir my 'n interessante ding. Andrew Murray skryf oor hierdie General Mission. Hoe verbasend was die groei van die sendinggees in hierdie laaste jare en die uitbreiding van die werk onder die heidene. Die seën wat Christene in Engeland en Skotland deur hierdie mission bring, wys hoe 'n ware sending opofferend moet wees. En die resultaat daarvan is mense wat in 'n persoonlike toewyding aan 'n liefdevolle verlosser leef. Dit was my kosbaar, die hart van hierdie mense. Kom alles uit die Skotse agtergrond, die Skotse herlewing en al die herlewings in Engeland natuurlik. Ja. Nou ons sal onthou, daar's 'n Britse raad, soos dis 'n geheime raad in Engeland wat al die politieke besluite eintlik geneem het. So het 'n sekere Albert Head, die voorsitter van die Britse raad, die volgende te sê gehad oor hierdie South African General Mission. Sedert 1888 toe Spencer Walton, die stigter van hierdie mission, die eerste keer Suid-Afrika toe gekom het, was Dr. Andrew Murray, dat het 'n eerige doktersgraad gekry, 'n beproefde en getroue vriend van die raad, die Britse raad, en die personeel en die werkers van hulle werk, en hy was 'n goeie en betroubare vriend van swart Christene en hulle poging om self-evangelisasie te doen, skole te vorm, leerlinge op te lei en die hele onderneming wat plaasgevind het onder die administrasie van die mission. Sy belangstelling in alle besonderhede en ontwikkeling en die vooruitgang van hierdie mission kon ons opreken, terwyl ons verseker was van sy biddende medewerking. In die vroeë dae, as ons getwyfel het oor die rigting wat ons moes inslaan, kon ons wend na die raad van Dr. Murray, wat soos 'n kind wat gaan raad vra vir sy ouers. En toe ons die werk moes uitbrei, was ons altyd verseker dat Andrew Murray teenwoordig was by ons vergaderinge en sy kragtige bepleiting van ons saak in die hele van Suid-Afrika en aan die hele sendingwêreld. So Andrew Murray het nie op die kant gestaan as 'n toeskouer terwyl hierdie groep nou hulle werk doen nie. Sjoe. Hy was totaal betrokke daarbey. Boots and all. Ja. En as mens kyk na hoe hy wou help om al die gelowiges bloot te stel aan wat gebeur, dan is dit oor sy boeke en spesifiek sy een boek wat in die besonder oor sending gehandel het. Dit wys hoe diep en intelligent en onafgebroke sy belangstelling in die sendingsaak was. Toe mense 'n ekumeniese sendingkonferensie, ekumenies beteken 'n groot algemene sendingkonferensie in New York beplan in 1900. Stuur hulle vir Andrew Murray 'n dringende uitnodiging en sê, jy moet een van die sprekers wees. Genigtig. Maar die Anglo-Boereoorlog het gewoed in Suid-Afrika. Ag tog. En Andrew Murray het gevoel, hy het nie vrymoedigheid om sy vaderland op so 'n kritieke tydstip te verlaat. Kan jy glo? Hy kan nie die land verlaat nie, want hy is hier om vir hierdie land te bid. So hulle wend 'n tweede poging aan en sê vir hom, nee, jy moet kom. Ja, hy moet asseblief kom. En hy sê nee, hy kan regtig dit nie doen nie, maar hy vra vir homself,
het hy nie dalk 'n boodskap wat hy vir hulle wil gee nie? En hoe kan hy dit nou doen? Daai tyd kon jy nie 'n boodskap audio opneem nie. Ja. En daar begin 'n vuur in sy hart brand. Dit lê swaar hier in sy hart. Toe kry hy die verslag van wat het hulle gepraat by die konferensie. En daai vuur breek uit in ligte laaie skryf. En die gevolg van hierdie vuur is die boek wat hy skryf, The Key to the Missionary Problem. Dit is later ook in Hollands vertaal en in Afrikaans as die sleutel tot die sending vraagstuk. Dit het 'n nuwe golf van die Here se werk in Suid-Afrika ontketen. The Key to the Missionary Problem. Is dit steeds beskikbaar? Dit is steeds beskikbaar, jy kan dit op Amazon bestel, dit word nogals redelik herdruk. Wow. Die Afrikaanse een is ongelukkig net in sy versamelde werke opgeteken. Ja. En dalk kan ons dit beskikbaar stel as 'n PDF oor 'n paar maande. Ja. Wow. Dis nou tyd vir ons om te groet, Elisabeth. Ek is so jammer. Daar's net mooi 4 minute oor. Maar baie dankie vir jou intense voorbereiding. Ek waardeer regtig elke ding wat jy doen en ek wil graag net vir ons luisteraars vertel dat hier is toe nou 'n besluit geneem aan hierdie kant en ons is besig om al die gesprekke wat Elisabeth gesels het van die begin af. Van die begin af word bymekaar gesit. Dit is nou 'n potgooi waarna jy dan kan gaan, dan soek jy vir die Andrew Murray potgooi. En jy sal dit kry en dan is daar meer as een, ek dink daar's 2 of 3 bymekaar. Sodat ouens wat dan graag die hele verhaal weer van vooraf wil luister en dalk iets gemis het ergens, asseblief op hierdie manier kan jy dit nou weer kry, maar ek moet nou groet, so ek groet jou tot 'n volgende keer, Elisabeth. Ons gesels volgende week verder. Baie dankie, en dankie vir Kandla, wat vandag die bus vir my gedryf het aan hierdie kant, en ek groet graag met Elben Petersen, Take my life and let it be. Mag dit ons uitroep na ons Vader te wees. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.